Gees Nuwe Lewe. Welkom aan al ons vriende en gaste wat vandag kom kuier saam met ons. Ons vra dat julle asseblief die gastekaartjies sal invul en weer teruggee by die invultoonbank daar agter. En dan ook 'n spesiale welkom vanoggend aan Pieter en Wynand Leroux is ook saam met ons hier in ons midde. Ons gee vanoggend die Here die lof, die dank en die prys dat hy weer saam met ons is. En ek weet, hy sal nog nie weer van ons af weggaan nie. Hy gaan nog bly by ons, prys die naam van die Here, want ons bid vir hom en ons glo, prys die naam van die Here. Ons verjaardag vir die komende week is die 22ste, is Hermine Sumington, prys die naam van die Here. August, prys die Here, Zaid Rode, die 23ste is Louis Kutsi, die 24ste André Brouwer daarachter, die 25ste Koenie Leroux, die 25ste Magiel en Martie Zuni, 14 jaar, die 25ste Jasper en Janita Steenkamp, 20 jaar, kom ons gee vir die Here 'n lofprys. Die 27ste Mariette van Sail, Stein Viljoen, Rafa Couriers, François de Toy, Jenny Johnson en die 28ste Johan Els en Jonigen de Kok. Sari Wolmerans, Wayne Rode en Ryan Leroux. Ons is 'n gemeente. Ons is 'n gemeente wat daarna streef om in eenheid elke individu lief te hê, ons geloof te deel, hoop te gee en 'n impak te maak. Prys die naam van die Here. Goeiemôre almal en omdat ons 'n impak wil maak, het ons om 7 uur die oggend, die 28 September, 'n gebed saamtrek op die hoek van Reinier en Durbanstraat, oorkant Boland College. Kom ons staan saam in gebed daai dag, ons het daar plek om te kom daar die oggend 7 uur. En ons bid vir ons dorp, ons bid vir ons land en ons bid net vir enigiets waarmee ons worstel. En dan het ons ook Saterdag die 5de Oktober gaan daar DBE ondersteuners gaan dan na Klausrivier om deur die evangelisasie te doen, om mense te nooi na 'n herlewingsnaweek wat gaan plaasvind op 11 en 12 Oktober te Klausrivier stadsaal. As daar enige persone wat belangstelling om saam te gaan en om deel te wees van daardie week of te wees van daardie 2 dae, praat gerus met Oom Wilhelm, agter sit Oom Wilhelm. En Oom Wilhelm sal vir al die verder besonderhede gee, dis hoe ons keer 'n impak maak. Ons kom nie net saam by mekaar om die Here te loof en te prys, maar ons gaan ook uit in ons gemeenskap om vir die wêreld en vir die gemeenskap te vertel dat Jesus lewe, Jesus is groot, want sonder hom kan ons beslis niks doen nie. Daar is vandag geen Kids Jam agter die saal nie, ook nie volgende Sondag nie, want dit is vakansie. Woep woep. Jammer, die wat werk, ek is ook op vakansie, baie dankie. En dan is daar nog agter is nog Lenet Beer se boeke beskikbaar by die kantoor as jy nog belangstel in Lenet Beer se boeke. Jy kan by die kerkkantoor gesels. En dan 26 Oktober het ons 'n gemeentefees. Mense kan sê met eie ondervinding. Ek was later by die gemeentefees en ek het gesien hoe hierdie gemeente saamwerk. Ons werk saam, ons is 'n span, ons is een familie. En ek wil almal uitdaag om deel te kom wees van daardie dag. As jy dan nog wit olifante by die huis het, dit maak nie saak wat dit is nie. Kom gesels plus kantoor, bring dit asseblief. Alles is ten bate van fondsinsameling vir die kerk, dit wat ons nodig het. Ons missie reis Sondag. Ons stel ons gestremdes op, ons mense wat 'n bietjie sukkel om oor weg te kom, ons stel vir hulle op die passie ry om die ligte brand. Ek ons is aan, dit gaan warm raak in die somer, so jy weet natuurlik nie, niks is verniet deesdae nie. So, moenie vergeet van ons gemeentefeesie kom ondersteun ons. En dan het ons Dream Team Night, Sondag 29 September om 6:00 vir al ons leiers, ons medewerkers, ons dienspanne. Bring asseblief ietsie saam, jy weet ons doen niks sonder ete nie. Alles wat ons hierdie keer kan eet, maak nie vet nie. So die wat dalk op die eet is, daardie aansoekos maak nie vet nie. So bring asseblief ietsie saam. En dan ja, geniet die fees saam met ons. Baie dankie om John en John Ray. Nou, julle weet oor ons van Jesus gepreek het was kos, né?
As jy dit nog ek weet nie gaan lees dit in die Bybel. Dis ook ons Dream Team aande is geseënde aande en ons bid oor ons kos. Wanneer ons dit maak. So as jy hier kom dan is dit goeie kalorieë. Maar dis 'n voorreg om volgende week. Dis as jy bly om hier te wees volgende. Wat 'n voorreg. Ek net vir iets sê raak met die gemeentefees. Ons gemeentefees is ons gemeente se grootste jaarlikse fondsinsameling en ons doen dit vir 'n rede. Laas jaar het ons 'n gemeentefees gehou en ons kon ons saal binne renovate. Ons kon ontverf, ons kon restaurasies doen op hom en ons wil hierdie jaar graag voortgaan daarmee. Nou ons hou daarvan dat wanneer ons 'n projek aanpak om vir jou te sê waarvoor ons dit wil doen. Nou wie was by die gemeentekonsert hierdie jaar? Okay. Julle was daar, né? Maar julle het dit dalk nie geweet nie, maar daar was 'n probleem daai aand. Ons het te min stoele gehad. So ons wil graag met gedeelte van hierdie fonds insameling hierdie gemeentefees vir die saal nuwe stoele koop. So ons doen nie iets wat net sê ons het nou geld, wat gaan ons daarmee doen nie. Ons kon nog nie die verhoog verder verf nie. So ons wil graag dit afhandel. Ons wil die gordyne regmaak. Ons wil graag 'n nuwe projektor in die saal sit. En dit is waarvoor die gemeentefees se fondsinsameling gaan, is to equip the hall for our ministries. En ons kinderkerk is daar, ons jeugbediening is daar word funksies gehou. Ons het nou, laasweek het ons 'n groot konsert daar gehou van 'n skool wat hier was. So ons rus die saal toe, nie net vir onsself nie, maar ook vir ander. En jy het 'n aandeel daaraan. So ons vra jou samewerking, sodat ons hierdie visie, hierdie droom, na vore kan bring. Want jy sien, ons wil graag die saal buite ook verf. Ons wil graag die dak herstel. Ons wil graag die kombuis oordoen. Verstaan julle? So alles wat ons doen is tot aansporing daarvan sodat ons dit kan doen. En jy het aandeel daaraan. Dis die beste van alles. Jy het 'n aandeel daaraan. Dis nie iets vir okay, daai 3 het dit gedoen nie. Nee, jy het 'n aandeel daaraan. So as jy kom en jy koop 10 hamburgers, né? En 20 pannekoeke, dan kan jy dalk so lank die verf koop vir dit wat ons nodig het om die kombuis te verf. Verstaan jy wat ek bedoel? Jy het 'n aandeel daaraan. So kom koop. Ons daai week gaan ons almal vas, ons beloof. Ons sal 'n week uitroep van vas en gebed. Maar dit is wat ons saamwerk. Ons glo al die jare so groot vir ons insameling is samewerking. En presies dit wat John nou gesê het. Ons het een awesome gemeente. Ons skroom nie om dit te sê nie. As jy 'n gas is hier volgende week kom kuier, ek wil vir jou sê, AGS Nuwe Lewe is 'n awesome gemeente. Nie net omdat ek 'n pastoor is hier nie, maar omdat ons weet hoe mense se harte is. Elisma sê dit baie. Sy sê as ons praat oor ons gemeente, ons is trots om deel te wees van AGS Nuwe Lewe. Because we stand for what we say we stand for. Amen. So ons wil jou opgewonde kry daaroor. Hier gaan nog baie dinge gebeur in die volgende 3 maande en dinge begin nou na 'n punt toe gaan. En ons eer die Here dat hy ons deurgedra het vir hierdie jaar en ons het soveel om te wys daarvoor. Amen. Amen. So is jy opgewonde oor dit wat die Here nog gaan doen, kerk? Kom ek vra vir jou, is jy opgewonde? Amen. Maar ons is ook vanoggend opgewonde want ons gaan 'n pragtige babadogter aan die Here toewy. Nou, ek dink ek het laasweek gesê, maar toe ek nou sê van Denet, wat ek vra as hierdie iemand wat swanger is, so sê, "Hoorie, was 'n baby boom." En ons kan dit hierdie maand sien. Maar die Here se goedheid ken geen einde nie. Amen. Amen. En dit is ons voorreg vanoggend om die Baardmans se baba aan die Here toe te wy. So ons wil vra Joyfred en Mandy, bring vir Christen en almal wat saam met julle kom. Ons gaan vanoggend net die Here eer daarvoor. Amen. Ek het die family die rede om opgewonde te wees, hoor. So nou nie skrik vanoggend as die baie mense afkom hier nie. There's reason to rejoice this morning. Amen. Amen. Come on.
julle kan haar nie sien nie, maar ons gaan vir julle gou 'n mooi fotootjie wys van haar. Ons het 'n beautiful foto van, kyk haar, kyk net daar. Kyk net daar. Nou Joyfred en Mandy die storie. Kristen is 'n absolute geskenk vir hulle. Die woord sê vir ons in Psalm 127 vers 3, Children are a gift from the Lord. En Kristen is 'n engel wat uit die hemel uitgebid is. Ek kan dit nie meer as genoeg strek vir oggend nie. Hierdie gesin, hierdie paartjie, het die Here vertrou vir hulle eie baba. Vir hulle eie baba. Fisies kon hulle dit nie self doen nie, maar die Here het geweet. Come on, show God knew. God knew. God knew. God knew what the desire of their hearts was. Psalm 37 sê vir ons, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. En net so was daar ook jare terug 'n vroutjie met die naam van Hanna. Hanna was getroud met 'n awesome man, sy naam was Elkana. Maar Hanna kon iets nie vir Elkana gee, en dit was 'n kind. En sy gaan eendag tempel toe en sy gaan lê daar in die tempel, maar sy huil en die priester kom by haar verby en hy dog sy's dronk. Want haar mond gaan net so, maar daar kom niks uit nie. En hy vra vir haar, wat is fout? En sy sê vir hom, ek maak my versigtig met die Here bekend. Ek wil nie vandag vir jou sê nie, maar hoeveel keer hierdie man en vrou gehuil het voor die Here. Here, dis die begeerte van ons hart. Dis die begeerte van ons hart. En die priester kom na haar toe en hy sê vir haar, 'n jaar van nou af sal jy 'n kind in jou arms hê. En Elkana kom na sy vrou en hy sê vir haar, is my liefde vir jou nie meer werd as 10 seuns nie? Dis hoe mense partykeer voel. En sy antwoord hom nie, because she knew God knew the desire of her heart. En vanoggend wil ek vir jou sê, as Mandy en Joyfred hulle storie met jou moet deel, wil ek vir jou sê that it can only be God that gave them this miracle, this gift. En vanoggend kom gee hierdie kind vir die Here terug. Soos wat Hanna gekom het en gesê, Here, my kind is gespeen, ek gee hom vir U terug. Kom hulle gee hulle dogter vir die Here terug. En weet jy wat beteken haar naam? Follower of Christ. Haar naam beteken she is a follower of Christ. Every time they say Christian, they are prophesying in her life, you will follow Christ. You will follow Christ. You will follow Christ. En ons gaan vanoggend ons haar net teruggee vir die Here. Ons gaan net vanoggend vir die Here dankie sê vir hierdie geskenk. En haar toewy aan die Here. Amen. So gemeente, ek wil vir jou vra, staan saam met my vanoggend. Staan saam met my vanoggend. Kom ons sien hierdie pragtige kind. Kyk, daar's al die mense. Sê hulle vir ons uit. Sê hulle vir ons uit. Kom ons bid vir haar. Here, dankie vir die voorreg dat U woord sê dat U het ons by ons naam geroep. U ken ons. Here, net so het U vir Christen ook geken. Dankie dat toe sy na moederskoot gevorm is, Here, het U geweet wat haar destiny sal wees. Here, U weet is lieflike wee. En ons eer U daarvoor. Dankie dat ons vanoggend kan weet dat hierdie volmaakte klein lyfie is U se Here. Here, dankie dat U haar toevertrou het aan 'n pappa en 'n mamma wat U ken, wat U liefhet en wat U dien. Dankie dat sy weet, Here, dat sy gaan groot gemaak word in die weë van die Here en dat sy die stem van God sal hoor. Sy gaan die naam van Jesus ken, Here, want dit is wat sy aan haar ore hoor. En hierdie dag kom ons seën haar, Here. Here, ons maak haar toe met die bloed van Jesus. Ons kom en ons bid vir haar oë, sy sal die heerlikheid van God sien. Ons bid vir haar ore, sy sal die stem van God hoor. Ons bid vir haar mond, want sy sal die naam van Jesus uiter.
Ons bid vir haar arms en haar hande, sy sal dit ophef in die teenwoordigheid van die Here. Haar hart, Here, sal geslote wees vir die wêreld en sy dinge in U soek. Haar knieë sal buig voor geen ander God nie en haar voete, Here, sal die huis van die Here opsoek. Here, ons bid vir haar wese, haar destiny, haar droom. U het reeds bestoor, Here, want sy is U se. U het haar op haar naam geroep. Sy is gekies. Ons seën haar dan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons gee haar vir haar ouers terug. Geseënd, Here, geseënd, geseënd. Here, ons kom in hierdie oggend en ons bid ook vir Mandy en vir Joy, vir Here en die hele familie. Here, ons bid dat U hulle sal ontvou in die kosbare liefde. Dat U hulle sal toemaak, Here, onder die weer van dit wat U instoor het vir hulle. Here, geef hulle voorsiening, wysheid, kennis, insig, Here, om vir Christen groot te maak, soos wat U hulle bestuur, U hulle uitgekies, Here. En ons eer U daarvoor. Dankie dat U met hulle sal wees, Here, tot die lengte van dae. En dat hulle sal beleef hoe die heerlikheid van die Here net saam met hulle is. Ons seën hulle ook in Jesus se naam. Amen. 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 En julle almal, ek weet die oumas was nou die dag hier en hulle is so opgewonde, kan nie ek weet, julle kon nie vinnig genoeg sê. Hoorie, wanneer kan ons net vir Christen aan die wêreld wys nie? Maar toe dit kom, toe weet almal. Tot ons. So ons is al bly. So ons is opgewonde saam met julle. Love her, cherish her. May she experience Jesus and everything that you as family do. And may you celebrate with him the fact that God has got a plan. His ways is perfect and it's yes and amen. 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 Dankie julle, ons waardeer. Awesome, awesome. Bless yourself, come on. Okay.
know this morning that you are great, you are mighty, you are strong. There is no one like you. Here ons is hier om vir u die eer te gee wat net u waardig is om te ontvang. Kan jy dit net doen volgens? Wil jy net jou hande opsteek vrolik en sê, Here, u is waardig om dit te kry nie. Daar's niemand soos u nie, Here. Daar's niemand soos u. Daar's niemand soos u nie. Thank you, Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may
that you can trust and rely on God. He's faithful, He's true, and He does not disappoint. He does not disappoint. Just close your eyes for a moment. Come on. Maybe you may be sitting here this morning saying, Lord, I don't know where I need to go. But I'm here to tell you this morning that you will see the breakthrough of the hand of the God in your life. Whatever your situation may be, you will see it. You will experience it. You are smelling it right now. It is with you. It is close to you. Because He is the God of breakthrough. He is the God of breakthrough. He is the God of breakthrough. When the darkness fails, it won't prevail.
There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. I know how this story ends. Thank you, Jesus. Come on, let's just praise Him this morning. For we know how the story ends. We know how the story ends. We know how the story ends. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain. Break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every Vader, ons sê vir U dankie. Dankie Here vir U oorwinning. Toe U gesê het aan die kruis, dit is volbring. Lord, you broke every chain. Dankie Here dat ons weet dat U het die sleutels van die doderyk weggeneem, sodat die dood en sonde sy almal verloor het. Dat ons vandag kan sê en sing en verklaar, ons is meer as oorwinnaars. Ons is meer as 'n oorwinnaar. Kan jy dit vanoggend met vrymoedigheid sê? Kan jy met vrymoedigheid sê dat ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee? Jy sien, Jesus het nie net vir ons oorwinning gegee oor sonde en oor die dood nie. Hy het vir ons oorwinning gegee oor alles wat was en is en nog sal kom. Hy het vir ons oorwinning gegee oor elke siekte, oor elke stryd, oor elke ding en situasie waar ek myself in mag vind, oor elke kwessie, oor elke probleem, sê die Here vir ons, jy is meer as 'n oorwinnaar. Nie net vir wat ek aan die kruis vir jou gedoen het nie, maar vir alles in jou lewe wat nog voor sal hê, het ek vir jou oorwinning gegee en die krag gegee om te kan oorwin. Want my oorwinning is jou oorwinning. Toe Jesus wen, toe wen ons. In sy krag lê ons krag. In sy lewe is ons lewe opgesluit. In sy volmaakte daad aan die kruis het hy ons gestop om aanhou probeer om God te behaag. Jy weet ek gister kyk ek nou na die Currie-Cup. En as jy daai spectators gaan vra wat daar was en die Sharks het gewen op die einde.
Jy gaan nie vir 'n Sharks supporter sê, hy gaan nie sê, nee, hulle het nie gewen. Nee, ons het gewen. Daai Sharks supporter het niks gedoen nie. Hy het daar gestaan en skree met 'n vlaggie. En hy het gesê, kom, maar toe hulle wen, het ons gewen. Jy sien, dit gaan met die krag van ons assosiasie. In Christ's victory, we were also victorious. En jy moet dit glo. Want as jy dit nie glo nie, dan kan sy oorwinning nog nie jou oorwinning word nie. As jy nog nie die openbaring het van wat regtig gebeur het nie, waarvan ons praat, oor ek is meer as oorwinnaar, en jy kan dit sê, jy kan dit sing, en jy kan dit verkondig, en jy kan die maniere maak, but if you do not have the revelation that you are more than a conqueror, then it will be nothing to you. Something needs to happen. En vanoggend bid ek, en Here, my gebed is dat U woord wat kragtiger is as 'n tweesnydende swaard. U woord, Here, wat lewe gee en lewe bring. Here, dat dit vanoggend openbaring sal gee aan elke een wat vanoggend hier, elke een wat dit sal aanhoor. Lord, may your word be like a two-edged sword in this morning, to bring us victory, to give us victory, to give us understanding for what you have done for us. In the name of Jesus. En ek wil vra dat jy jouself sal voorberei. En dat jy die gebed sal sê, Here, dankie dat U my hart oopmaak, my gees oopmaak, dat ek kan ontvang dit wat U vanoggend deur U woord vir my wil sê. Mag U woord vanoggend vir my lewe bring. Mag U woord vir my openbaring gee. Mag U woord vir my werklik wees soos 'n rema woord, Here, dat ek kan verstaan en sal weet dat ek is meer as 'n oorwinnaar in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons gee 'n lofoffer baie dankie. Ek dank U vir die baie. Kom ons gee vir ons aanbiddingspan net weer 'n lekker applaus. Dankie. Ons is meer as oorwinnaars deur hom. Nou, vanoggend ons is nou op vakansie en ek sien ons van ons kinders is vanoggend ook hier so lekker om julle saam met ons te hê. En ons het nou net 'n reeks klaar gemaak wat ons gaan noem het ons is oor ons lewe in oorvloed. En jy weet my beker loop oor en hierdie jaar het ons regtig beleef dat die Here vir ons sê dat dit gaan 'n jaar wees van 'n beker wat oorloop, van meer as genoeg. People will come to drink of the fountain of life. En hierdie jaar was regtig, ons is so opgewonde en dankbaar vir alles wat hierdie jaar gebeur het. En jy weet ons is al in die 22ste September. Ek weet nie waar die jaar so vinnig verby is nie. En jy weet soos ek hom gesê het, hy sê verlede jaar hierdie tyd was dit April. Dis nie vinnig hierdie jaar gegaan het. Nou ja, ons is September, die laaste kwartaal van die skole. Nou jy weet as jy nog kinders op skool het, dan leef jy nog steeds van kwartaal tot kwartaal en van vakansie tot vakansie. En my pa hulle bly so dan maar dis afgetree. So hulle het nie idee nie. So as ek wil praat van is die 3de of 4de kwartaal vir hulle is die hele jaar net een kwartaal. Nee, dis net een jaar. Nee, dit gaan net oor alles wat hierdie jaar gebeur. Nou vanoggend gaan ek met jou praat oor meer oorwinnaar en ek het nou hierso nou 'n swaard. Nou hierdie is nou meer 'n ninja swaard. Dis nou nie maar op hierdie swaard wat hulle sal gebruik het nou in die tyd van Israel nie, maar baie dankie Robert dat jy vir my hierdie swaard gereël het en nou 'n swaard is nogals 'n redelike belangrike wapen gewees in die tyd in die Bybelse tyd. Nee. Want hierdie was gereken as jou wapen. As jy 'n soldaat was in die tyd in die Bybel, dan kon jy alles gehad het. Jy kon gehad het jou skild en jy kan jou wapenrusting aan het, maar as jy nie 'n swaard het nie, dan het jy iets baie belangrik nie saam met jou nie, want 'n swaard is beskermend. 'n Swaard beskerm jou en 'n swaard word gebruik om mee te veg. Nou die Bybel, wanneer die Bybel die melding maak van swaard, dan is daar 'n klomp verskillende tye wanneer hy praat van 'n swaard en van hoe dit gebruik was in oorlog, maar een van die gedeeltes wanneer die Bybel
noem van 'n swaard, dan gebruik hy die metafoor van die swaard is soos 'n die woord van God, nee. Hy sê die swaard is soos die woord. Inteendeel hy sê die swaard is skerper. Nee, die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard. Nou wat doen 'n swaard? Wanneer ek 'n swaard sal vat en ek het nou sê maar 'n watermoenie gehad, dan bring dit skeiding. So as ek nou 'n swaard sal vat, ek weet nou nie presies hoe hulle dit gaan gebruik nie, maar dan sal daar 'n aksie wees wat ek hierdie ding nou sal vat en ek sal dit in sny. Nou wanneer ek 'n swaard gebruik en hy skerp en dan bring dit skeiding, nee. Dit vat iets wat heel is en dit maak van dit meer. Jy weet, verkies dit nie 'n mens se lyf of iets, jy weet. Maar dis maar vir gebruik was. Hulle het dit nie gebruik om vrugte mee voor te berei nie. 'n Swaard was gebruik gewees aan oorlog en was bedoel gewees om skade te doen, om iemand dood te maak, om jouself te beskerm, om jou land te beskerm, om jou stad te beskerm. So 'n swaard het 'n baie definitiewe en 'n baie duidelike doel gehad. Maar nou sê die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard. Want dit bring skeiding tussen gees en vlees. Nee, gees en vlees. Sodat jy jou lewe so kan inrig dat jy jou gedagtes, jou lewe, jou keuses, wat jy doen, nie bepaal volgens wat die vlees sê nie, maar na wat die gees sê. So hy sê die woord van God bring skeiding. En wanneer die skeiding gekom het, dan verstaan jy, dan besef jy, maar luister, ek is 'n vleeslike mens. Ek het 'n siel, my denk, my emosies, my gevoelens en ek het 'n geestesmens. Maar wanneer die Bybel sê dat jy kan God alleen behaag om te wandel deur die Gees, dan verstaan ons dat die woord van God bring vir my duidelike skeiding tussen wanneer ek in die vlees wandel en wanneer ek in die Gees wandel. En dan is daar so 'n mooi gedeelte in Openbaring 19 waar Johannes 'n openbaring kry van Jesus en die Bybel sê en hy het 'n swaard wat uit sy mond uitkom. Nee, jy kan dit gaan lees. Openbaring 19. Hy het hom gesien en uit sy mond kom daar 'n tweesnydende swaard waarmee hy die nasies oordeel. So wanneer ons praat oor meer as 'n oorwinnaar, die feit dat Jesus sê of dat Paulus sê ons is meer as oorwinnaars deur hom, deur Jesus, dit is 'n feit. Dit is 'n openbaring. Dit is 'n realiteit wat die woord van God sê dit vir my. Maar jy sien, jy kan dit hoor en jy kan dit sing en jy kan dit verkondig, maar as dit nog nie vir jou waar geword het nie, dan sal jy nog nie in oorwinning leef nie. Want baie keer dan verstaan ons nog steeds, ons probeer in oorwinning leef in my vlees, maar ek verstaan nie dat ek eintlik ook in oorwinning moet leef, eintlik in my gees. Maar dit gaan alles oor perspektief. As jy Bybel saamgebring het Romeine 8. Wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Dit is interessant dat hy begin met dit. Hy begin met die liefde van hom. Hy sê wie kan ons skei? Kan verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard. Soos geskryf is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge, dis die dinge wat hy daar doen. En jy kan jou eie lys sê, nee. Jy kan my skei van die liefde van Jesus. Swaar kry, siekte, hongerte, moeilike tye by my werk, moeilike omstandighede in ons land. Jy kan 'n hele lys gaan maak. Jy sien daar so sê, wie sal my kan skei? En kan ek jou so uitgesit dat jy kan sien wat hy doen. Hy sê verdrukking of benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Van ons wat volgens die sit mag miskien van dit beleef. Miskien het jy benoudheid. Miskien is daar 'n nood. Miskien is daar 'n hongerte. Miskien beleef jy verdrukking. Hy sê as jy hierdie dinge beleef, hier is wat hy vir jou sê. In al hierdie dinge, nee, is ons nog steeds meer as oorwinnaars. Hoekom kan ons dit sê met vrymoedigheid? Jy sien, want dit is die waarheid.
As dit nie so is nie, dan sal ek dit nie vir jou vanoggend gesê het nie. Die verskil is perspektief. Want wanneer jy nog in die vlees wandel, wanneer jy in die vlees lewe, wanneer jy jou blydskap, jou geluk, jou toekoms nog alles bepalend is vir ons die vlees, dan sal daardie dinge vir jou realiteit bring van ek is nie meer as oorwinnaar. Want jy meet jou lewe aan jou huidige omstandighede. Jy meet jou lewe aan nou wat jou bankbalans nou sê. Jy meet jou lewe en jou geluk en jou blydskap en jou oorwinning aan jou huidige omgewing wat jy nou ervaar. Verdrukking en vervolging en honger en gevaar en ek beleef hierdie dinge nou. Maar omdat ek nog in die vlees wandel en die dinge volgens die vlees probeer verstaan omdat die woord nog nie regtig skeiding gebring het nie, voel ek nie so oorwinnaar nog steeds nie. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Dan gaan hy verder. Hy sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe, geen engel of owerheid, geen mag of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. So kyk wat sê hy. Hy sê, wanneer jy wil regtig glo dat jy is meer as 'n oorwinnaar, dan het jy openbaring nodig van God se liefde vir jou. En jy moet weet, en jy moet verstaan, en jy moet die openbaring kry, jy moet die rema woord verstaan, dat daar is niks in die lewe. En op daai lysie, as jy dit gaan sien daarso, gaan jy sien, dit is alles wat geskape is, wat ooit die vermoë miskien moontlik kan hê om my te skei van die liefde van die Here, maar dit kan nie. Geen magte, geen owerhede, geen engele, geen dinge geskape, geen dinge in hierdie lewe of in die toekomstige lewe daar. Geen dood of lewe, engele, owerhede, magte, teenwoordige, toekomstige, hoogte of diepte, enige ander skepsel. Daai laaste woordjie is sommer as daar enigiets anders is wat geskape is, dan gaan ek dit sommer daarso gooi. Sal my ooit kan skei van die liefde van Jesus. Jou oorwinning lê in die feit en die openbaring dat niks my kan skei van God se liefde. As jy dit verstaan, maak dit nie saak waartoe jy gaan nie. Maak dit nie saak wat jou omstandighede mag wees nie. Maak dit nie saak hoe jou huidige situasie mag lyk nie. Want jou oorwinning is 'n geestelike realiteit en daardie geestelike realiteit is 'n waarheid en die waarheid moet jy kan verstaan en gaan glo. En dan sê die woord van God. En jy sal die waarheid ken. En die waarheid sal jou vrymaak. Jy sien, ons wil vry wees in hierdie lewe. Ons wil vry wees dat ons lewens nie gemanipuleer en beheer word deur die dinge van hierdie wêreld. Daarom kom die Bybel so mooi, want Paulus sê moenie deel wees van hierdie wêreld nie. Moenie vasgevang, moenie saam in dieselfde juk trek nie. Kom vry van hierdie dinge. Want ons het 'n ander realiteit, ons het 'n ander heenkom, ons het 'n ander lewe, ons leef in die Gees. Maar die enigste manier wat ek kan toelaat dat my lewe geskei word tussen die vleeslike, dit wat Romeine 8 vir my sê, want hy praat eintlik in Romeine 8 van die wandel in die Gees en die wandel in die vlees. Die hele Romeine 8 gaan oor wandel dan in die Gees sodat jy die wil van God verhoor. Moenie in die vlees wandel nie, want alles wat in die vlees is lelik en sondig. Bring skeiding. Verstaan wie jy is as 'n geestesmens en wandel in die Gees sodat jy kan weet en kan verstaan dat jy is meer as 'n oorwinnaar. Weereens gaan dit oor hoe kom ek en hoe leef ek? Want jy kan nou die openbaring kry. Jy kan volgende hier sit en jy kan voel, wow, is dit so lekker gesing. Ons het we broke the chains en ons het al die dinge en jy kan verstaan. Maar môreoggend word jy wakker en dan voel jy nie so oorwinnaar nie. Hulle sê ons Sondag is ons geestelike reus en Maandag is jy 'n vleeslike bees. Hoe is dit moontlik om van 'n Sondag wat ek so wonderlike ervaring het Maandag stap ek by die werk en dit is net nie lekker nie. Waarom ervaar ek dit so? Jy sien, dit behoort nie so te wees nie. Waarom voel ek dan nie soos 'n oorwinnaar op nie? Jy sien, want gevoelens is verwarrend. Jy sien nie, jy kan nie jou lewe baseer op hoe jy voel nie.
Ons baseer ons lewens nie op gevoelens nie, ons baseer ons lewens op die waarheid. En wat is waar en wat is reg? So waarom voel ek nie so binne? Waarom kan ek nog al hierdie goedes beleef en ons voel regtig, ons wil ons kop gryp en ons wil net hierdie wêreld net ontvlug en ons wil wegkom van al hierdie dinge, want die stres en die dinge van hierdie wêreld raak net al hoe erger. Waarom voel ek nie en ek sing en ek praat eerlik as meer oor binne, maar ek voel nie so nie. Jy sien, dit is daardie stryd van hierdie gedagtes. Die grootste stryd wat ons soms sê, behalwe dit wat Christus alreeds vir ons gedoen het, is hierdie gedagtes. Waarom sê Paulus so mooi, as jy word dan verander deur jou denke, sodat jy kan verstaan wat die wil van God is, die goeie, die dankbare en die volmaakte wil van God is. Dis jou gedagte. Waarom sê hy, sit jou gedagtes, set your minds upon the things of above, where your lives are now hidden with Christ in God. Do not set your mind on the things of this world. Moenie jou gedagtes en jou lewe bepaal deur die dinge van hierdie wêreld nie, want dan gaan jy nie oorwinning kan leef nie. Want jy gaan altyd voel, ek is te arm, ek is te swak, ek is te lelik, ek is te dit, ek is te dit, ek is te dit. Jy gaan nooit soos oorwinnaar kan voel nie. Jy gaan altyd voel, daar sit 'n tekort, jy gaan altyd voel, ek het nie genoeg nie. Jy gaan altyd voel soos 'n mislukking. Jy sien, want Jesus sê hy die speelveld kom verander. Hy het jou speelveld kom verander. Die reëls is anders te nou. Hy het vir ons 'n nuwe hoop gegee, 'n nuwe lewe gegee, 'n nuwe verwysing gegee. Ons speel nie meer in hierdie wêreldse spel van hierdie vleeslike lewe nie. Hy sê, if the Son then sets you free, you are free indeed. Vry van wat? Vry van sonde, vry van die dood, vry van die vleeslike houvas van die natuur, en hy het my vry kom maak sodat ek kan wandel as 'n nuwe skepsel, as 'n nuwe mens in Christus. Alle ou dinge het verbygegaan. Kan alles het nie geword. Daai woordjie alles in Grieks beteken alles. Alles het nie geword. Waarom voel ek dan nie oor na weet? En die Here het gekom en hy gee vir ons. Hy gee vir ons hierdie vermoë wat ons kan in oorwinning elke dag lewe. Weet jy wat is dit? Dis wat die woordjie praat van aanbidding. Weet jy hoe leef jy in oorwinning elke dag? Weet jy hoe wandel jy elke dag in oorwinning in die Gees? Is wanneer jy verstaan wat aanbidding en ware aanbidding werklik is. Aanbidding is nie net wat ons nou volgens gedoen het voordat ons jy weet oorgegaan het en bedien het. Aanbidding is nie 'n ritueel nie, dis nie 'n ding wat net deel is van 'n diens nie. Aanbidding is musiek, maar dit is baie meer as musiek. Aanbidding, worship, proskenheid beteken letterlik to sacrifice your life. Dis wat aanbidding beteken. We were created for worship. Jy is geskape vir hierdie doel, is om te aanbid. En wanneer ek verstaan wat ware aanbidding beteken, ware aanbidding beteken om my lewe oor te gee aan God se volmaakte plan, om my lewe neer te bring voor hom. En ons gebruik musiek en ons gebruik jy weet sang en om ons te help in aanbidding. Maar dis nie wat ware aanbidding alleenlik is nie. Dis meer as net om musiek te maak. Aanbidding is die proses is waar jy jou lewe vir die Here bring. So dit gaan oor perspektief. En dit is wat aanbidding doen. Aanbidding bring perspektief. Wie van julle volgende toe jy ingestap het, jy weet jy het so 'n paar dinge wat sê maar na die worship dan voel jy sommer anders. Jy voel sommer ligter, né? Nee. Jy voel sommer jy is my voete wil beweeg en my hande wil ek klap en ek wil die Here net prys. Waarom? Because you were lifted into a new perspective. Jy sien jy kan staan, in vorige plek. Jy kan staan en jy kan voor 'n berg staan en jy kan opkyk na die berg. En jy kan alles sien wat negatief is en alles wat probleme is en alles wat verkeerd is. En jy kan opkyk of jy kan bo op die berg staan en jy kan afkyk en jy het perspektief. Because what worship does, it elevates you. Dit bring jou uit hierdie vleeslik, uit hierdie menslike, uit hierdie probleemwêreld and it lifts you up. Sodat jy kan kyk na jou lewe, jy kyk na omstandighede, jy kyk na jouself eintlik deur Jesus se oë. Dis wat gebeur. Dis wat aanbidding doen. Worship elevates you. Worship gives me perspective to look at my life
through the eyes of Christ. En dan kan ek kyk en sê, maar, dis eintlik nie so bad nie. Dis eintlik nie so sleg nie. Here is eintlik so goed vir my. Ek is eintlik meer as oorwinnaar. So, aanbidding gee vir jou die konteks waarbinne jy 'n ander perspektief kan kry. En wanneer ons praat van meer as oorwinnaars, Kolossense 3, since then you have been raised with Christ. Set your heart on the things above. Nee, perspective. Where Christ is seated at the right hand of God, set your minds on the things above and not on earthly things. Paulus kom en hy sê, ek is 'n bywoner in hierdie wêreld, I'm an alien in this world. Hy sê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. My broer, my suster, hoe vinniger jy besef dat you are not from this world, hoe vinniger gaan jy los kan kom sodat jy kan vry wees, so that you can be more than a conqueror. Maar omdat ons dink, ons is nog in hierdie wêreld, ons is nog van hierdie wêreld, ons is nog deel van. Die oomblik wanneer jy jouself kan losmaak van hierdie dinge van hierdie wêreld, hoe vinniger gaan jy begin in vryheid begin lewe. Want daar is iets niets. Ons het hierdie kwartaal is besig om baie vinnig na einde te kom en ons het 2 nuwe reekse. Ons gaan in die reeks net na die vakansie gaan ons praat oor gelooflike geloof. Want die Bybel sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En ek moet met jou praat oor wat beteken ware geloof. Geloof vir jou lewe, geloof vir jou huis. Geloof vir jou omgewing. Geloof vir jou kinders. Geloof vir jou man. Geloof vir jou vrou. Geloof vir my buurman. Geloof wat groei. En dan wil ons in November wil ons bietjie praat oor die eindtye. Bietjie praat oor die tekens van die tyd. Bietjie praat oor Jesus gaan weer kom. Die bassein gaan weer blaas. Besef julle dat hierdie wêreld en alles in hierdie wêreld gaan tot 'n einde kom. Daar gaan 'n bassein geklank wees en die engele, legioene van engele gaan kom en ons gaan opkyk en Jesus gaan terugkom op 'n wit perd and every eye will see him and every knee will bow. My vriende, hoe vinniger jy kan besef dat die einde van die wêreld is baie vinnig besig om nader te beweeg. Hoe vinniger kan jy jouself losmaak van hierdie dinge van hierdie wêreld om te besef, my heenkome is die ewigheid sonder Christus. Ons is maar bywoners. So in November maand wil ons praat oor die dinge wat besig om te gebeur in die wêreld, die oorlog, die gerugte van oorlog, die verskeidings wat plaasvind, alles wat gebeur het na COVID. Wat is die tekens wat ons sien wat besig om te gebeur? So ons wil daardie bril van die eindtyd opsit. Ons wil kyk na sy woord en ons wil vir jou sekere inligting gee. Waarom? Nie vir om bang te word nie. Ons hoef nie bang te word nie. Maar om aangemoedig te word, nie net vir jouself nie, maar vir jou vriende, vir jou bure, vir die huis en sodat hulle ook gereed kan wees. Jesus se koms is op pad. Hy is op pad. Die tyd het naby gekom. En as gemeente glo ek is belangrik dat ons ook genoegsame tyd spandeer om mense ook te kan vertel van die boek van Openbaring. En veral wanneer Jesus praat oor dit wat sal kom. So woordjie aanbidding. Wat doen aanbidding? Aanbidding bring my op 'n plek, dit help my om daai skeiding te bring tussen vlees en gees. Dit gee vir my perspektief, dit lig my in omstandighede. Ek besef dat ek is 'n geestesmens, ek is 'n geesteswese. En dit is wat Jesus vir die Samaritaanse vrou gesê het. Wanneer hy met haar praat oor aanbidding. Hy sê hy wil die Vader aanbid met hom in gees en in waarheid aanbid, want dis die aanbidding wat God soek. En daar gebruik die woordjie proskenimini to kiss. To like a dog licking his master's hand. It's just om neer te buig, om neer te val, om my lewe voor God te bring. I surrender all. Lord, I give you my life. Lord, take my life. Ek leef nie meer, maar Christus leef in my. To serve, to render, to give homage is to worship. Die Here is gees. En waar die gees van die Here is, daar is vryheid. We are elevated in times of worship. En ek wil vanaand met jou praat in die gedeelte waar Jesus praat in Johannes 4. Wanneer hy sê vir die vrou, ons vaders het op hierdie berg aanbid. En julle sê dat die plek waar ons moet aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg, ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode.
Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid. Kan jy sien hoe verkeerd die woordjie proskeneo latreg daar voorkom wanneer hy praat van aanbidders en aanbid. En Jesus het weer met hierdie Samaritaanse vrou as 'n vrou van Samaria gepraat. Wat nie eintlik deel is van die huishouding nie. Die Samaritane en die Jode glad nie oor die weg gekom en hy praat met haar oor aanbidding. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Met Jesus se koms was daar 'n baie duidelike skeiding tussen wat oud was en wat nuut was. Wanneer ons praat van aanbidding in die Ou Testament en wanneer ons praat van aanbidding in vandag se tyd, wat ons dan sê die Nuwe Testament. So Jesus kom en hy bring en hy gooi 'n vergelyking van hy sê julle weet nie wat julle aanbid nie, maar ons weet wat aanbid. Want ek sê vir jou die tyd gaan kom wanneer jy nie op hierdie berg nie, want die Samaritane het op daardie berg op Siglag aanbid. Of in Jerusalem of eers by die tempel sal aanbid nie, maar die Vader se aanbid is dat die wat hom aanbid, in gees en waarheid sal aanbid. So Jesus is baie duidelik om twee kampe, twee duidelike hoofstukke neer te lê wanneer hy sê dit is hoe julle aanbid het. Dit is hoe ons as Jode aanbid het. Dit is hoe die Ou Testament aanbid volgens ons rituele en volgens ons gebruike. Maar daar's 'n nuwe wat gaan aanbreek, 'n Nuwe Testament, 'n nuwe manier van aanbidding wat ek nou vir jou gaan openbaar, sê Jesus. Dit is om in gees te aanbid en in waarheid. So ek gaan vir jou so 'n paar punte uitwys net van hoe het aanbidding plaasgevind in die Ou Testament. Die meeste van dit sal jy weet, maar dan kom Jesus en hy kondig aan 'n nuwe dispensasie, 'n nuwe verwysing, iets nuuts. Hy sê, wanneer julle die Here aanbid, want jy sien as jy waarlik aanbid en jy verstaan aanbidding, dan sal jy kan wees meer as 'n oorwinnaar. Kan jy sien waar ons gaan? As ek wil wandel as ek meer as 'n oorwinnaar, as ek wil weet dat niks van my kan skei nie, dan beteken dit ek moet wandel in die Gees. Wanneer ek wil wandel in die Gees, beteken ek moet verstaan wat aanbidding beteken. En ek moet hom aanbid op die regte manier in gees en waarheid. So, aanbidding in die Ou Testament was beperk net tot 'n plek. Jy het opgegaan na die tempel toe, jy het gegaan na Jerusalem toe. Elke jaar was mense opgetrek en hulle het gaan die Vader aanbid. En Jesus sê ons Vader is op hierdie berg aanbid. En julle sê die plek waar ons moet aanbid in Jerusalem is. Dink net vir jouself. Probeer jouself indink dat jy kan die Here net aanbid elke Sondag wanneer jy hier Sondagoggend erediens kom sit. Die res van die week is daar eintlik geen aanbidding nie. In die res van die week gaan jy maar aan met jou lewe, jy doen jou werk, dat jy dag se taak en jy doen wat jy moet doen, totdat jy Sondag weer opdaag. En in die Joodse geval was dit nou die Sabbat, wat op Saterdag is. Dink net gou vir jouself, maar wie wat die hartseer is baie mense sien aanbidding nog steeds so. Hulle glo nog steeds aanbidding is dit wat ek net doen op 'n Sondagoggend. En dan is mense nie eens elke Sondag daar nie. Hulle skiep so 'n paar weke. Dan sê jy, ja, maar ek kyk kerk op die TV. Ja, maar ek volg aanlyn en dit is wonderlik dat ons daardie tegnologie het, maar aanbidding is nie net iets wat jy doen daar op jou eie hoekie nie. Jy kan dit so doen, maar die Bybel sê baie duidelik dat twee meer my naam vergader daar is op 'n bonatuurlike wyse teenwoordig. Ons het mekaar nodig. Ons is in mekaar se gemeenskap van gelowiges. Jesus sê baie duidelik. Paulus sê baie duidelik wanneer die onderlinge bijeenkoms van aksel nie. Daar is krag wanneer mense met mekaar is. Daar's krag wanneer mense saam bid. Krag wanneer mense saam aanbid. Krag wanneer ons saam beplan, saam dinge doen, sodat ons 'n groter impak kan maak. So aanbidding in die Ou Testament was of in Jerusalem of daar by die berg, of dit was beperk tot by die tempel. Vandag is dit glad nie so nie. Lukas 2 lees ons daarvan en sy ouers was gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem gegaan. Ons ken daai storie. Toe Jesus jong was, hulle het soos gebruiklik, soos gewoonte, het hulle gegaan om te aanbid. Dit was beperk tot 'n plek. Ons Vader is op hierdie berg aanbid. Julle sê die plek waar ons moet bid in Jerusalem is. Dit was gekoppel aan 'n tyd. Dit was nie net beperk tot 'n plek nie, maar ook aan 'n tyd. En Eksodus 30, en Aaron moes eenmaal in die jaar aan die Horingsdag van versoening doen. Met die bloed van die sondeoffer en die versoening moet hy eenmaal in die jaar daarvoor versoening doen vir die geslagte hoogheilig is aan die Here. Daar was 'n sekere tyd gewees. 9:30 Sondagoggend begin die aanbidding.
Die wonderlike is vandag is ons weet dat aanbidding word nie bepaal deur 'n sekere tyd. En nog steeds vandag, wanneer jy kyk na hoe die Jode aanbid, dit is alles, daar is alles 'n tyd, 'n sekere tyd aangespoel. Dit was beperk tot 'n sekere nasionaliteit, dit was beperk aan die Jode. Heidense volke kon nie God aanbid nie, want die Jode was die uitverkore volk gewees. So dit was net gewees vir 'n sekere groep mense, dit was net gewees vir 'n sekere nasionaliteit. Matteus 10, Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan aan die pad na die heidene toe nie. Nee, hoor wat sê Jesus? En moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie. Dit was beperk gewees tot 'n sekere groep en nasionaliteit. Johannes 4, julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is tog uit die Jode. Vierdens, dit was 'n ritueel gewees, die feeste, die Sabbatte, die offers, die almoses, alles was 'n ritueel gewees, dit was 'n kulturele ding gewees van hoe hulle moes aanbid. Dit was alles baie vorm godsdiens in die Ou Testament. En dit is vasgevang gewees, en dit was alles beperkend gewees tot jou vermoë. Jy as mens, jy in jou menswees, jy moet by die plek wees by die tyd, weet wat om te doen, bring die almoses, gee die offers. Dit was die aanbidding gewees. En dan was 'n hoëpriester, 'n middelaar gewees, deur wie jy kon aanbid. Jy kon nie God aanbid in die Ou Testament op jou eie nie. Jy moes dit deur 'n persoon doen, daar was 'n middelaar, daar was 'n hoëpriester. Jy moes jou offers na hom toe bring. Jy kom na die tempel toe, jy kan nie in die heiligdom inbeweeg het nie. Jy moes buite staan, die gewone volk het buite die tent gestaan van samekoms. Dan was daar 'n proses gewees waar hulle gaan in die plek van samekoms in die heiligdom en dan in die most holy place wat dit genoem word. En net die hoëpriester een keer 'n jaar kon daarin gaan om werklik die offers van die mense te bring. So moenie dink dat aanbidding net eers gebeur of in Jerusalem of in die tempel en mense kon net hom aanbid soos wat hulle wou nie. Nee, dit moes gebeur het deur 'n middelaar. Want elke hoëpriester wat uit die mens geleer word, tree ten behoeve van die mens op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir hulle sondes te bring. Ek dink daai hoëpriester moes baie besig gewees het, want almal wil hom sê, asseblief, onthou net, jy moet my vergewe, ek was lelik gewees met my skoonma, ek het dit nie bedoel nie, sê asseblief, vergewe my, hierso is my duiwe, het jy nog meer nodig, ek kyk wat baie lelik, hierso is die bokke en die skaap wat ek, nee. En die ergste van alles is, as die offer aanvaar was, dan het God vir hulle gesê, dat julle offers is aanvaar, en dan voel hulle, halleluja, die Here het ons vergewe, nou kan ons weer gaan sondig. Tot volgende jaar kom ons terug, en dan sê ons weer, Here, asseblief vergewe my, en dan bring ek al my offers weer terug. Kan julle sien? Dit is net 'n ritueel. En jy kon nie werklik vry kom in dit nie. Dis wat die Hebreërs sê, hy sê, al wat hierdie bokke en hierdie offers gedoen het, dit kon jy nie werklik vry maak nie. Dit het net jou sondes bedek, dit het nooit die sondes weggeneem nie. Dis die versoendeksel gedagte, nee. As jou sondes was bedek gewees, sodat God nie jou oordeel nie, sodat God jou nie straf nie, maar dit was nooit weggeneem nie. Wanneer iets bedek is, dan beteken dit is nog steeds daar. Ek wil sê, hier is my hand, waar is dit bedek? Is my hand weg? Nee, maar jy kan dit nie sien nie. Maar is my hand weg? Nee, my hand is nog steeds daar, maar net omdat jy dit kan sien, beteken dit nie, dit is nie waar nie. My hand is nog steeds daar. Julle gaan nou beskryf iets my hande nie daar was nie. Wow, wat dan hy daai? Nee, sondes van die mens was bedek. Die sondes, die offers en die bloed van die bokke en die ramme en alles was net daar gewees om die sondes te bedek, maar dit kon dit nooit wegdoen nie. Jesus het nie gekom om ons sondes te bedek nie, Jesus het gekom om ons sondes weg te neem. Daar is niks meer nie. It's gone. En dis die rede waarom ons kan aanbid. Want ons is vry. If the Son then sets you free, you are free indeed. Dit is waarom ons verstaan wat is ware aanbidding. Dit is waarom dit nie beperk is tot 'n plek nie. Jesus sê vir 'n vrou, glo my, dan kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg of in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en die Gees van God nou in julle woon nie? Jy is nou die tempel, die Gees van God leef in jou en jy is nou die aanbidder.
Jy is die tempel. Jy word die instrument van aanbidding. Wanneer jy jou hande ophef om God te aanbid en te loof en prys, dan kyk God na jou en hy aanvaar jou offer, hy aanvaar jou aanbidding, because the Spirit of God now lives within us. Dit was nie meer beperk, ek hoef nie te wag en sê, ek wil so graag hier aanbid, maar ek kan nie, dis nou eers maandag. Dan moet ek wag. Was nie beperk tot net 'n spesifieke plek. Dit was nie beperk tot 'n tyd nie, maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, en die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid. Kan jy sien hoe die Here ons vrygemaak het? Kan jy sien dit wat die Here vir ons kon doen het, toe hy vir ons gesterf het? Dat hy vir ons ingelei het in 'n nuwe manier van wat dit beteken om die Here te kan aanbid. Nie in 'n plek nie, nie 'n spesifieke tyd nie. Dis gebaseer op verhouding en nie op rituele nie. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In my verhouding, hy is nou my middelaar, hy het geword die een wat die hoofpriester is. Aanbidding is 'n lewenswyse. Of jy dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. 15, Jesus het ons middelaar geword. So net soos wat in die Ou Testament was daar 'n hoofpriester wat ingegaan het en die offers gebring het aan die Vader, het Jesus nou daardie middelaar geword. Hy is daardie hoofpriester. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy barmhartige en getroue hoofpriester kon wees in die dinge wat tot betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Hebreërs 8:1. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit: ons het so 'n hoofpriester wat gaan sit het aan die regterrand van die troon van die majesteit in die hemel. Aanbidding in die Nuwe Testament, aanbidding vir vandag. Ons is meer as oorwinnaars. Ons kan wees meer as oorwinnaars. Waarom? Want ons het die vermoë nou om die Here te kan aanbid in gees en in waarheid. En ek wil afsluit, hier's 'n paar voorbeelde van karakters: Joshua, Jonah, Daniel, Paulus en Silas, wat in tye van nood, in tye van hierdie omstandighede, hierdie situasie is onmenslik, is ondraagsaam. Here, help my. Weet jy wat het hulle begin doen? Hulle het net begin aanbid. In die tye van hulle grootste nood, in die tye van hulle grootste seën, in die tye van wanneer hulle gevoel het die wêreld het nou ingekom op hulle. Hulle weet nie wat die situasie het net so geraak. Wat doen hulle? Hulle besef maar as ons die Here aanbid, het die Here vir ons 'n deurkoms uit ons gegee. Nou ek wil vir jou hierdie stories, hierdie paar skrifgedeelte net gou lees. En hier is my vraag vir jou vanoggend wat hier is. Miskien as jy 'n besoeker, miskien luister jy later aanlyn na hierdie boodskap. Wat is die situasie? Waar vind jy jouself vanoggend? Het jy al die openbaring ontvang en verstaan dat die Here sê jy moet in die gees wandel? Jy moet 'n nuwe skepsel wees. Wandel dan in die gees en nie in die vlees. Maar op die 7de dag het hulle vroeg klaar gemaak. Toe die rooi dag uitkom en die stad op dieselfde manier 7 maal omtrek. Net maar die dag wat hulle die stad 7 maal omgetrek het. En toe die priesters die 7de keer op die horings blaas, sê Joshua: skree, want die Here gee die stad oor aan ons. Toe skree die volk en het op die horings geblaas. En toe die volk die geluid van die horings hoor, het die volk 'n groot kruisgeskree aangehef en die muur het op een plek ingeval. En die volk het in die stad geklim, elke een reg voor hom, en in die stad ingeneem. Die Here gee vir ons oorwinning. Hierdie is 'n bonatuurlike verskynsel. Hier is iets gebeur wat bonatuurlik is. En dis wanneer ons in gees en waarheid begin aanbid, dis wanneer God ons kan begelei sodat jy jouself kan posisioneer vir die onmoontlike. Jy sê aanbidding posisioneer my vir die onmoontlike, vir die genesing, vir die bonatuurlike krag van God om te kom en my situasie verander. Het jy volgens 'n wonderwerk nodig? Aanbid hom.
Het jy vanoggend nodig dat die Here iets bonatuurlik kom doen? Aanbid hom in gees en in waarheid. Jona vind homself binne in die maag van die vis. Dit meen daar is geen uitkoms. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis. Ek weet nie een van ons sal ooit by die ingewande van 'n vis nie. Maar ek seker van dit kan nie lekker wees nie. Kan jy sien en miskien is jy vanoggend daar. Here, hierdie situasie is net onmoontlik. Ek wil nie hier wees nie. Hier is koud, dis nat, dis donker. En gesê uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doodheid het ek geroep om hulp en U het my stem gehoor. Ek daaromtrent sal U 'n offer met 'n stem van lof. Want ek beloof wat ek beloof het, sal ek betaal. Die hel behoort aan die Here. Daarom het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg. Sien, kan julle sien, hierdie stories is al die stories van mense wat in situasies is van die onmoontlike en waar God die moontlik doen. En die rede waarom Jona, jy sien Jona kon geen ander offer gebring het as om sy stem te gebruik. Hy sê daarom sal ek U offer met 'n stem van my lof. Hy kon niks offer daar binne in die vis nie, daar was niks. Sy offer was sy stem. Sy offer was sy aanbidding. Jou offer, jy vra wat kan ek vir die Here gee? Gee jouself. Jy is die offer. Jou aanbidding is die offer wat jy vir God kan gee. Roep uit. Roep hom aan in die tyd van benoudheid. Daniel. Then the three, as with one mouth, praised and glorified and blessed God in the firmament, saying, Blessed art thou, Lord God of our fathers, and to be praised and exalted above all forever. And blessed is thy glorious and holy name, and to be praised and exalted above all forever. Daniel se vriende roep uit die fiery furnace. En dit is weer eens 'n wonderwerk. En hulle het God geprys en God geloof. Daniel 3. Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up and hasted and spake and said unto the counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. And he answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire. And they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, you servants of the Most High God, come forth and come here. And Shadrach, Meshach, and Abednego came forth in the midst of the fire. Besef julle iets het gebrand in die vuur. Wat het gebrand? Wat het gebrand? Al wat gebrand het was die toue waar hulle vasgebind is. Want die Bybel sê hulle het los gewandel. Hulle was vasgebind, hulle voete vasgebind in hande. Die Bybel sê ons baie dat jy kan gaan lees. Hulle het nie eens geruik na rook nie. Alles het gebrand wat hulle net gebind het. Die toue wat hulle vasgebind het, dit was verbrand geweest en God het hulle vrygemaak sodat hulle kon wandel. En laastens, Paulus en Silas vind hulle self in 'n tronk. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister en skielik kom daar 'n groot aardbewing so die fondamente van die gevangenis geskit het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Besef jy dat Silas en Paulus se aanbidding het hulle boeye nie net afgeval nie. Almal wat dit gehoor het, se boeye het ook afgeval. Deur jou aanbidding word ander mense vry. When you praise God and when you sing out to the Lord, other people will be delivered because of your praise and because of your sacrifice. Om gehoorsaam te wees. En ons wil hierdie liedjie graag sing. I'm no longer a slave. Wat is dit so gray? No longer a slave. We've been set free. I'm no longer a slave. Ek wil jy net gou so sit, net daar waar jy sit, net nie mooi net toe maak en dink aan hierdie stories.
Dink net die stories, maar onthou ons praat oor, beleef jy, ervaar jy vanoggend as jy is meer as 'n oorwinnaar. En as jy nie vanoggend kan voel meer van ander, then you need to be elevated. You need to be lifted up. You need a new perspective. Miskien die storie van Jona of van Daniel se vriende. Miskien die storie van Jericho, wat hulle God geprys en geloof het. En 'n wonderwerk het plaasgevind. Of Silas en Paulus wat in 'n tronk sit vasgebind. And they just start praising God. Aanbid hom. Nie omdat jy so voel nie. Aanbid hom omdat jy weet. Omdat jy weet, if the Son then sets us free, you will be free indeed. You split the sea so I can walk right through it. My feet are crowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the seas. You split the seas. You split the sea so I can walk right through it. My fears are crowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a I am a child of God. Lift up your hands. You split the sea so I can walk right through it. Thank you, Jesus. My fears are crowned in perfect love. Praise the Lord. He's worthy. You rescued me and I will stand and sing. I am a You rescued me, Jesus. You rescued me and I will stand and sing. I am a Sing it out. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave. I'm no longer a slave. I'm no longer a slave. I've been set free. I'm no longer a slave to fear. Nou waar jy staan. Vanoggend staan jy so vanoggend en jy sê ek voel nog steeds nie meer as 'n oorwinnaar nie. Ek voel my omstandighede in die lewe het net so donker en so swaar op my gekom. Die Here wil jou vrymaak vanoggend.
Hy wil vir jou 'n nuwe perspektief gee. Sodat jy kan verstaan wat dit beteken om die Here te kan aanbid in gees en in waarheid. Here, volgende terwyl ons hier staan en ons U aanbid en ons kan sing dat we are no longer slaves of the Lord, I pray. Mense wat volgende hier mag staan en Here uitroep na U, Here, miskien soos Silas en soos Paulus of Jonah wat uitroep, Here, hier uit die plek, Here, van benoudheid. Ek bid, Here, dat Here sal aanraak vandag. Ek bid, Here, dat Here sal oplig vandag. Lord, that you will give them a new perspective. Lord, that they will know that they are seated with Christ in heavenly places. Here, dat Here sal verstaan dat hulle in die gees al meer as oorwinnaars is. That nothing can separate us from the love of God. Nothing. En al hierdie dinge, benoudheid en honger en swaard en dood, is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. Verklaar vanoggend, you are no longer a slave. You have been set free. You are set free. You are no longer a slave. You are set free. Glo dit vanoggend. Weet dit vanoggend. Aanbid die Here ten spyte van die omstandighede. Aanbid hom ten spyte van hoe jy voel. I am a child of God. I'm no longer a slave. I'm no longer a slave. Oh, I'm a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Thank you, Jesus. Almal saam met my om julle my broeders en susters te noem, because you are heirs of the Father and co-heirs of the Son. We are part of God's very own family. Mag die Here jou seën, mag jy vry wees, mag jy wandel in die vryheid wat die Here vir jou gegee het. Amen. Ons gaan op julle wag nou vir die gee van jou finansiële bydraes en julle tiendes, en ek gaan vra jy sommer sal gereed kry, en dan gaan ons daarvoor bid. En terwyl ons medewerkers ook gereed kry om dit te doen. En ons sê net vir elkeen baie dankie. Dankie dat jy ingekoop is, ook op 'n finansiële wyse in AG's nuwe lewe. Dankie dat jy saai in hierdie akker sodat ons ook kan vrug dra ter wille van die koninkryk van God. Onthou, in AG's nuwe lewe praat ons nie van lidmaat nie, ons praat van verloning. So you're a partner. So alles wat gebeur, alles wat ons doen, elke uitreik, elke ding, you are partnering in every aspect with us. En sonder jou bydrae, sonder jou getroue bydrae van finansiële bydraes of tiendes en opgawes, kan ons nie doen wat ons weet waarvoor die Here ons geroep het om 'n groter impak te maak nie. So daar is verskeie maniere wat jy kan bydra. Baie van julle weet dit. Jy kan SnapScan of jy kan 'n EFT maak, of ons gaan ook die maatjies ons stuur. Daar's ook nog koevertjies beskikbaar as jy graag jou tiendes of jou bydrae wil maak. En as jy enige vrae het rondom ons finansies of enige inligting wil hê, jy baie meer as welkom om vir my, Pastor Robert of vir Ian ons bestuurder te kontak net. Ons het soveel dinge wat aangaan in die gemeente, nie net hier nie, maar ook buite ons gemeente. Ons is opgewonde oor ook, ons het 'n gemeente in Zwalentemba wat ons besig is om nou te help en te ondersteun. Dis eintlik deel van die AGS nuwe lewe nog altyd gewees, en ons is besig om daai pastoor en daardie leiers weer op te rig sodat ons ook daar 'n plek kan hê waar mense die Here kan aanbid in gees en waarheid. En daarvoor sal ons weer 'n bietjie later weer inligting gee. Maar ons sê vir die Here dankie. Dankie vir sy getrouheid in hierdie jaar. Dankie dat hy so goed was vir ons. En as jy jou offer saam met jou het, of jy wil sê nee, maar maak 'n besluit vooraf wat jy graag wil gee, dan wil ek graag ook vir ons bid volgende dag voor. Kom ons bid saam. Vader, sê vir U dankie vir die vermoë wat U vir ons gee om te kan saai. U sê U verskaf saad aan die saaier. U is die een wat vir ons die vermoë gee, Here, om te kan gee, sodat dit wat ons gee 30voudig, 60voudig en 100voudig, Here, kan vermenigvuldig. Dankie, Here, dat ons weet, dit gaan nie die hoeveelheid wat ons gee nie, maar dit gaan oor die gesindheid en die hart waarmee ons gee. Ek kyk na die weduwee en gesê, sy het gegee meer as almal van julle. Alhoewel sy in randwaarde die minste gegee het, maar sy het gegee nie uit haar oorvloed uit nie. Sy het gegee uit haar skaarste, Here. En sy het gegee dit wat sy het om te gee.
En dankie Here dat miskien is daar volgende hier mense wat wil saai. Maar Here, hulle het nie die vermoë te doen. Ek bid dat U vir hulle sal voorsien, Here. Ek bid dat U vir hulle sal sorg, dat U vir hulle nuwe geleenthede, nuwe deure, nuwe werk, Here, nuwe geleenthede, seisoene sal oopmaak, Here, dat hulle ook die vermoë sal hê om te kan gee en te kan saai in die koninkryk van God. Dankie dat U sê dat U te blymoedige gewer lief. Dankie dat ons met blydskap ook vanoggend kan saai in die koninkryk van God. Here seën vir jou baie dankie. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Mag jy met vakansie is, 'n heerlike vakansie en alles wat mooi is. Dankie dat jy deel is van ons gemeente om 'n impak te maak ook hier by ons in ons omgewing. Baie dankie. Ek sien in my gees die glorie en die alma van die Heer, die allerhoogste en liefde vir sy koninkryk. Ek beloof aan die op die wolke kom hy weer, hy is goed en hy is hier. Geloof van Christus, halleluja. Geloof van Christus, halleluja. Geloof van Christus, halleluja. Hy is goed en hy is Jesus is en dan vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons veilig, hy is ons wapen, hy het my alreeds verslaan. Hy is die rots van ewig staan. Geloof op Christus, halleluja. Geloof op Christus, halleluja. Geloof op Christus, halleluja. Hy is die rots van ewig staan. O hemels lof, trek jou hande op na bo, laat maar skyn en staan op trone en kom dans voor God se woord. Kom leef met die oorwinning, want sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Geloof op Christus, halleluja. Geloof op Christus, halleluja. Geloof op Christus, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Okay, dit was nou 'n baie mooi gereformeerde weergawe, né? Nou Pinkster kan jy sing om so. Loof van Christus, halleluja. Loof van Christus, halleluja. Halleluja. Want sy woord sal ewig staan.
soek eers die koninkryk van God en die geregtigheid van hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Kwel julle dus nou nie oor die dag van môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het sy genoeg kort, sy genoeg eie kwaad. Dan gaan ek net Jesaja toe, 41 vers 13 wat sê, want ek die Here jou God gryp jou aan die regterhand en ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. So waar julle die week in gaan en julle gaan in die week in van die Here se hand en gaan die week in met sy hand, want ons weet dat die Here ons help. Môre se kwaad gaan nie vir jou kwel nie. So geniet julle week en kom ons sluit af met die kort gebed. Dankie almagtige God dat ons kan weet dat ons hand kan vat en in u hand kan plaas dat u ons 3 week sal lei. Dankie vir die woord, Here, en dat ons elke dag u 'n lofprysing kan bring. In Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike middag hê. Daar's nie kerk vanaand nie. So moenie opkom nie, die wegrapper in die plaas te vind. Bless jou.